As jy in een woord, nie twee nie, een woord, vir die persoon langs jou moet sê, jy moet dit nie sê nie, maar as jy moes, wat sal jy na hierdie sê? Kerk is. Dankie Nikkie. Nikkie sê kerk is lekker. Marshmallows is ook lekker. As jy moet sê, net daar, kerk is. Nee, julle hoor nie mooi nie. Moet dit nie sê nie. Julle verstaan nie. As ek tans moet sê, sou ek sê kerk is doof. Maar ek maak 'n grap, ek sal dit nie sê nie. Het ek dit is gesê, Henry, ons edit hom net uit. Maar kerk is, as jy moet sê. As jy moet sê, wat sal jou kinders sê? Kerk is. As jy moet sê, vir jou kollegas of jou skoolmaats, die in jou klas, Dalton, as jy vir hulle moet sê, vang altyd die ouens as hulle nie oplet nie. As jy moet sê, wat sal my vriende en kollegas sê, wat is kerk? Wat sal dit wees? As jy moet sê, wat sê die verlore wêreld, as hulle nou kyk na Every Nation Okanja, wat sal hulle sê is kerk? Die Here is nie onduidelik oor dit nie. Die Here is nie onduidelik oor wat kom na kerk is nie. Van sy vantage point wat daar is, wat alles sien, het hy 'n ontwerp, het hy 'n roeping, het hy 'n blueprint vir kerk. En hy's nie onduidelik oor dit nie. En elke keer in geskiedenis, as die mens teen God se ontwerp gaan, het dit katastrofiese gevolge. Elke keer, sonder uitsondering, as die mens teen God se ontwerp gaan, deur te rebelleer of onkunde, het dit katastrofiese gevolge. Nou ek het lank gedink of ek hierdie voorbeeld moet gebruik, maar ek gaan dit doen. So sit vir ons die volgende een op. Hierdie is nie 'n stab aan rokers nie, want wees versigtig, daar's baie ander sondes, wat baie erge gevolge het, soos byvoorbeeld passiwiteit in disippelskap. Maar hier's die punt wat ek wil maak. Met die Eerste Wêreldoorlog het sigaretrook se populariteit opgetel. 1914, 1918. Want dit is aan soldate gegee as 'n coping mechanism vir stres. Dit was 'n massive moeilike tyd. En hierdie dingetjie het iets gebied wat hulle baie nodig gehad het. Right? Populariteit het aangehou optel tot by die Tweede Wêreldoorlog, tot die 1948, 49 en dit het 'n piek bereik in 1950. 'n piek bereik. En die piek was omdat daar 'n aggressiewe bemarkingskampanje was. So jy sal sien as jy na die ou flieks en goed kyk, die cool dude, the handsome guy, het gerook. Dit was like 'n ding van manliness, van sukses. Maar in dieselfde tyd het daar toe navorsing uitgekom wat sigaretrook verbind aan longkanker. En dis hoekom dit daar 'n piek bereik het. Die mens is gemaak om lug in te asem. Dit is God se ontwerp. 78 omtrent % stikstof, 21% suurstof met 1% ander gasse. Dit is God se ontwerp en wanneer ons dit doen, werk dit goed. Die mens is nie gemaak om meer as 7000 chemiese samestellings wat in 'n sigaret is in te asem nie. Hy is nie gemaak vir dit nie. En dit het natuurlik gevolge. Het jy geweet, elke jaar sterf 8 miljoen mense as gevolg van sigaretrook. 10 tot 15 jaar van jou lewe word afgehaal. Wat is dit in die mens
En I get it. Sonde is verslawend. Of dit jou skinder is, of jou passiwiteit is in disippelskap, of jou wegbly van die gemeente af, sonde het 'n manier om jou te sus. Want jy sien nie altyd direk die kanker nie. Kanker beweeg onder die radar tot dit te laat is. En is met alle sonde so. En ek dink as dit kom by God se ontwerp vir kerk, moet ons onthou, elke keer wanneer die mens teen God se ontwerp gaan, het dit katastrofiese gevolge. God is duidelik oor sy ontwerp vir kerk. Ons sal goed doen om aan te pas by sy ontwerp. En nie 'n alternatief te probeer soek nie. Ons sal goed doen om ons kinders te leer wat God se ontwerp is, om ons toegewyd te gee vir sy ontwerp, want is great. Dis vir sy mense se goedheid. Dis vir hulle gesondheid. Dis vir ons, vir sy glorie. Die tema van vandag is die volgende slide daarso. Sy ontwerp vir sy kerk. Dis dalk nie die kreatiefste een toe ek dit sê nou, toe besef ek dit. Maar jy gaan dit nou onthou, omdat ek daai grappie gemaak het. So, jy kan jou Bybel oopmaak by 1 Timoteus 3. 1 Timothy 3. 1 Timoteus 3. Dis Paulus wat skryf aan wat hy noem, eerder aan wie hy noem, my geestelike kind. Daar's baie familietaal in hierdie boek. Dis in die later deel van sy lewe. Timoteus is in Efese, 'n dorp met great geboue, 'n dorp met heavy magic. Magic was 'n ding daar, afgode was 'n ding daar. Daar's ook aan die boekend, so aan die begin en aan die einde, is daar valslering. En daar's vals leraars wat in die kerk gekom het, wat verdeling bring. Onder andere het hulle weird leringe oor seks, oor die huwelik, oor kossoorte. Dit bring verdeling. En hy skryf in hierdie atmosfeer in, want hy wil baie graag hê, die kerk moet weet wat's waar, en hy het 'n groot ding in sy hart, oor wat dink die mense buite daai deur, ons noem hulle die publiek, van die kerk. So ons gaan lees 1 Timoteus 3 vers 14 tot 16, net 3 verse. Kom ek bid vir ons, Here, sal U deur die Gees hierdie woord wat U vir ons gegee het, wat volledig is, vandag lewendig maak, sodat ons dit verstaan, Here, sodat ons in die woord kan bly, die woord in ons kan bly, en ons getransformeer word deur U woord, soos ons dit gehoorsaam. Here, sluit ons harte oop. Gee ons 'n fokus in ons gedagtes, sodat ons kan hoor wat U sê vanoggend. Amen. Hierdie dinge skryf ek vir jou, in die hoop om binnekort na jou toe te kom. Dis aan die einde, aan die later deel van Paulus se lewe. Maar as ek vertraag word, moet jy weet. Dis so belangrik wat ek vir jou wil sê, dat as ek jou nie binnekort sien, jy moet hierdie so lank weet. Hierdie is belangriker as wat ek jou moet. Dit kan nie wag tot ek jou sien nie. Van ons voel so oor ons Facebook feed. Jy hoef nie sekere goed te sê nie, ouens. Ons kan wag met dit. Maar as ek vertraag word, moet jy weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God. Dit is die kerk van die lewende God. 'n pilaar en 'n fondament van die waarheid. 'n pillar en buttress, sê die ESV. 'n obskure woord, daai tweede ene. Hy kom net hier in die Nuwe Testament voor. En die geheimenis van die ware godsvreesenheid is sonder twyfel groot. Weer 'n obskure sin. It sê by eintlik the confession we make about true godliness, as jy die Engels lees. Die geheimenis van die ware godsvreesenheid is sonder twyfel groot. Hier is die waarheid. Hy is geopenbaar, dit praat van Jesus, in 'n menslike liggaam.
regverdig bewys deur die Gees, gesien deur die engele, verkondig onder die nasies, geglo in die wêreld, opgeneem in heerlikheid. Ons lees net daai stukkie vanoggend. Kerk is, as ons na hierdie skrif kyk, en hierdie is die nuwe reeks, kerk is, vir die volgende 5 weke gaan ons dit ondersoek. Kerk is heel eerstens 'n huishouding. Met ander woorde, daar's die deel wat uitstaan, jy kan een aangaan nog. 'n Familie. As jy gaan kyk na daai Griekse woord, dan beteken dit letterlik familie. En ek wil dit verder vir jou oopbreek deur gesê, dit is God geordende verhoudings. Divinely ordained relationships. Dis God wat alles sien, alles weet. En dan gaan hy so, okay, ek gaan hierdie mense in hierdie gebou sit. Ek gaan hulle deel maak van hierdie gemeente. Die een het nie baie hare nie, die een soos ek het baie hare. En so het hy verskillende mense. Nou moet ek alweer mense vergewe. Maar hy sit verskillende mense bymekaar en hy sê, ek weet presies wat ek doen. This is God ordained familie. You can choose your friends, but you are stuck with your family. Kyk gou na hierdie foto. Jy kan dalk net rondkyk. God ordained. God het 'n plan met dit. Hoe word jy deel van die kerk? Hoe het jy deel geword van jou familie? Jy is in jou familie ingebore. Jy het nie 'n besluit geneem nie. En so ook word jy in 'n kerk ingebore. God plaas jou in 'n gemeente, hy plaas jou in 'n familie. 1 Johannes 12 sê die volgende: maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Die Engels sê the authority. He gave you the authority to be called children of God. Hoe word jy deel van die familie? Hoe word jy 'n kind van God? Jy aanvaar wat hy gee, sy vergifnis, en hy gee vir jou die reg om in 'n familie te wees. Hy plaas jou in sy groter familie, in sy lokale familie ook. Kinders van God genoem te word, hulle wat in sy naam glo. Hier is hoe jy deel word van die kerk van God en die familie van God. Ons noem dit sommer net vir vandag vertikale vergifnis. Daar is 'n God wat iets bied, dis die vergifnis van jou sondes. Jy aanvaar dit, jy ontvang dit, jy neem dit in jou lewe in. Jy het nie net kennis van dit nie. Daar is nou 'n toewyding tot hierdie aanvaarding wat jy gemaak het. En hy weergebore jou in 'n familie in. Hy plaas jou, he godly ordained you here. Om vertikale vergifnis te ontvang, sit jou in die familie. Het jy al in jou huis alleen gevoel? Het jy al gevoel iemand verstaan jou nie? Jy kan in 'n familie gesit word, maar nie deel wees van die familie nie. Jy kan hier sit en voel soos 'n outsider. Vergifnis vertikaal sit jou in die familie, maar hoor dit vanoggend. Horisontale vergifnis maak jou diep deel van die familie. Dit beteken, daar is geen ware broederskap. Daar is geen ware diep verhouding sonder horisontale vergifnis nie.
Ek en my vrou se verhouding is dieper, meer sinvol, betekenisvol as 18 jaar terug. Want ons moes mekaar al baie vergewe het. En vergifnis, deur swaar tye saamgaan, het 'n manier om 'n broederskap te bou wat jy nie kan kry sonder dit nie. En vergifnis vereis baie keer aanstoot. Dis die voorloper, offense. En offense kom baie keer wanneer iemand met jou waarheid deel. Wat is jou eerste reaksie wanneer iemand met jou waarheid deel? Be honest. Ek sal vir jou sê wat's myne, ek sal vir jou timmer mannetjie. En nou dink jy, ek lyk nie gevaarlik nie. Ek weet dis wat jy gedink het. Wie is jy om vir my te sê wat ek moet 1 donderdag 'n maand moet doen? Vas en bid. Wie dink jy is jy? Wie dink jy is jy wat vir my sê, hoorie, is jy gereed vir 'n correction? Julle kan nie saam slaap, saam bly eers voor die huwelik nie, trek uit. Wie dink jy is jy? Wie dink jy is jy wat vir my sê, wees vrygewig met jou finansies? Wie dink jy is jy, man? Waarheid bring baie keer aanstoot, en aanstoot word gevat. Maar wanneer jy in nederigheid op waarheid reageer, en kan sê, weet jy wat? Jy's reg. Ek doen met my finansies wat ek wil. Ek gaan uitgawes aan wat ek nie moet doen nie. Ek is nie vrygewig met my finansies nie, ek vertrou nie die Here vir dit nie, ek weet nie eers mooi wat daar aangaan nie. As jy in nederigheid dit kan sê, dan sal jy sien daar vorm 'n broederskap. Want iemand het oor jou omgegee, jy het dit besef en jy het gereageer. Die wêreld verstaan hierdie ding beter as die kerk baie keer. Het jy geweet, die Navy SEALs van Amerika, daai ouens, weet julle van wie ek praat? Wat is dit in Afrikaans? Die Navy SEALs. Hulle het 'n broederskap wat verby die oorlogveld gaan. Jare na hulle in diens was, is daar nog steeds 'n familiebond. En hulle bou dit baie doelbewus. Hulle bou dit. En een van die pilare, een van die stappe wat hulle deurgaan, word genoem 'n shared crucible. Meaning, hulle noem dit Hell Week. Hulle sit hierdie ouens deur die swaarste van die swaarste tye, vir 1 week. 'n smeltoond waar dinge kan versuiwer, afgebreek en verander word. En in daai week, gewoonlik val die Lone Rangers uit, unless hulle besef, ek moet my ego neerlê, en ek het hierdie ou nodig. Dis al hoe ons dit gaan maak. Hulle gaan deur hierdie crucible, shared crucible, en dan kom hulle aan die ander kant as broeders uit, onder andere. Die wêreld verstaan dit, ons mis dit. Want ons hardloop elke keer as iemand iets sê. Ons hardloop reguit uit God se design uit. Het jy geweet, offense is the bait of Satan. It's his number 1 weapon to keep you out of God's will. Sonder vergifnis van bo, vertikaal, sal jy nie in sy familie wees nie. Sonder vergifnis so, sal jy nooit diep deel voel van 'n familie nie. Ek dink aan Josef met sy 11 broers. Man, daai ou het rede gehad vir onvergifnis, hoor. Want as daar nou iemand was wat vir Juda kon gepot het, was dit Josef. As daar nou iemand was wat hulle kon, maar hy kom op hierdie punt waar hy sê, ek sien dit was God. Ek sien God het selfs hierdie gemors gebruik om my hier te kry, sodat baie lewens gered word. En hulle eindig met 'n broederskap wat hulle nie gehad het nie. Ek dink aan die disciples. Ons kry 'n ou wat geld basically maar steel by die Jode en vir die Romeine werk, en dan kry ons 'n ou wat baie zealous is oor die Joodse saak.
Hy kom ons sit hulle twee saam. Gemors. Daar moes skuur en skaaf, yster, slyp yster, vriende vorm mekaar. Daar moes soveel skuur en skaaf gewees het, tot hulle aan die einde opgestaan het in Handelinge 2, dit was nie die einde nie, maar waar daar 10 opstaan en Petrus staan voor, en as jy die skrif lees, sal jy sien, al praat Petrus, het die 10 saam met hom opgestaan, meaning, we are in unity. Forgiveness is the gateway to real relationships. Die kerk is 'n familie. En daar sal nie familie wees sonder dat ons leer hoe om mekaar te vergewe nie. You can choose your friends, but you're stuck with your family. Daar's steeds mense wat dink, ek kan 'n Christen wees sonder om deel van 'n kerk te wees. Jy ken sulke mense, jy het dalk so gedink, dalk dink jy so vanoggend. Dis 'n ding in ons dorp. Dit is soos om te redeneer, ek kan gebore word sonder 'n familie. En van julle sit hier en dalk het jy dit beleef en jy weet dis moontlik. Maar hier is die vraag, who wants that? Wie wil sonder 'n familie gebore word? Jy wat die seer en die pyn van dit beleef het, wie wil dit hê in 'n wêreld van alleen wees, van depressie, van vlak verhoudings? Man, ek kan nie aan 'n beter ding dink as om deel van die familie van God te wees. Kinders in sy huis. Wat, by the way, 'n Ou Testament profesie is, Hosea 1 vers 10, julle wat nie my volk genoem word nie, julle sal kinders van die lewende God genoem word. Ou plan van God hierdie. Daar's niks beters as om deel te wees van die familie van God, waar jy geshape en gevorm kan word vir die glorie van God en die gesondheid van jou geloof nie. As jy aangaan met daai skrif, sal jy sien, en ons gaan net in kort oor hom praat, dat kerk is die samekoms van die kinders van God. Per definisie is kerk 'n samekoms. A gathering of saints. Jy kan nie kerk wees alleen nie. I love you, but you can't. Dit is per definisie die uitgeroeptes wat uit die donker in die lig geroep is en saamkom, en ons weet, deur geskiedenis is God op 'n spesiale manier hier teenwoordig. Daar staan dit is die samekoms basies van die kerk van die lewende God. Vir ons oor klink dit nie so interessant nie, lewende God. Vir die luisteraars in Efese sou dit massive gewees het. 'n dorp vol afgode, van die tempel van Artemis, Diana die afgod, hierdie vrugbaarheidsafgod wat dood is, wat hulle aanbid daar met haar prostituie. Die afgod Nike, die oorwinnaarsafgod, was daar, dit was die sentrum. Hy is dood, hy lewe nie, en as iemand dood is, jy weet dit, hy is nie teenwoordig nie. En as Paulus dit sê, dan moet ons vanoggend hoor, God is teenwoordig in sy samekoms. Hy is tussen sy mense, daarom kan jy profetiese woord verwag, kan jy wonderwerke verwag, kan jy verwag dat die woord jou shape, dat die Heilige Gees met jou praat, want hy is nie 'n dooie God nie, hy is 'n lewende God, impliseer teenwoordig. Het julle al daai liedjie gehoor? From a distance, God is watching us. Not true. Hy is teenwoordig. Hy is 'n God van nabyheid.
hy is hier. Dit sou vir hulle soos groundbreaking news gewees het. Of dit nou was in die tuin, of dit nou was in die tabernakel, die tempel, die 10 waarvan ons laasweek gepraat het, en God, daar's 'n vergadering, en Jesus kom in, of dit was in die bokamer, waar ook al, hy is spesiaal teenwoordig tussen sy mense. Nie net dit nie, omdat hy nie dood is nie, en omdat hy 'n lewende God is, beteken dit, hy is betrokke in hul lewens. Lewende God. Kan dit wees, dat dit is dalk hoekom die skrywer van Hebreërs sê, moenie 'n gewoonte maak van wegbly hier nie, van hierdie samekoms nie. Soos baie van julle gemaak het, sê hy, moenie dit doen nie, want dis die samekoms van die lewende God, hy is betrokke daar, hy is teenwoordig daar, hy werk op 'n spesiale manier daar. Thanks. En jy kan dit dalk mis. Vra maar vir Thomas. Nie hierdie een nie. Die Thomas wat nie daar was, toe Jesus in daai kamer kom nie. Die laaste kerk is definisie uit hierdie skrif. Lees ons van die kerk van die lewende God, 'n pilaar, jy kan een teruggaan asseblief. 'n pilaar en 'n fondament van die waarheid. Die een wat die mees obskuur is, wat ons meeste sal sukkel om te verstaan. 'n pilaar en 'n fondasie van waarheid. En soos ek vir jou gesê het, hierdie woordjie fondasie word in die Afrikaanse vertalings, die 4 wat ek gelees, almal verskillend vertaal. Dan moet jy sê, okay, ek moet bietjie verder gaan lees. Hier's 'n obskure woord, 'n nie so bekende woord nie. Hy kom net hier voor. Selfs die Engels verduidelik hom in verskillende maniere as 'n fondasie of 'n ondersteuning, 'n base, the ground, 'n reinforcer, 'n steunpunt. Maar hier's die konsep. Paulus gebruik argitektuurtaal. En hy sê die kerk is iets wat ek bedoel het. Voor jy eers verstaan wat ek bedoel, die bedoeling met wat ek sê is, dit moet permanent wees. Daar's permanensie aan hierdie rol, wat ek nou vir jou gaan verduidelik, maar daar's permanensie. Daar's load bearing, daar's gewig dra, jy moet goed ophou, jy moet iets display. Toe ek in Israel was, toe gaan ons Kapernaum toe. Een van my gunstelinge plekke gewees hierdie, dit is die dorp van Jesus, waar hy gebly het, waar hy saam met Petrus in 'n huis, daar's vandag 'n opgrawings, daar's 'n huis is, 'n kerk is bo dit gebou, en agter dit is hierdie sinagoge wat uit Jesus se tyd kom. En as jy mooi kyk, sal jy sien, daar's hierdie the white limestone, dis na Jesus se tyd, en onder dit is hierdie donker klippe wat baie eien is aan daai omgewing. Dis hoe al die klippe lyk. Dit was die fondasie, die muur van die sinagoge waarin Jesus, want hy het 'n gewoonte gehad om dit te doen, gepreek het, gelees het, geleer het. En selfs vandag, na alles wat gebeur het, staan daai ding nog. Daar is bo op dit gebou, wat vir jare daar was. Dis eintlik so mooi, want die sinagoges sal altyd kyk Jerusalem toe, die rigting van gebed, en nou is daar die huis waarin Jesus gebly het, voor dit, tussen dit in Jerusalem. Die rigting van gebed is nie Jerusalem nie. Die rigting van gebed is Jesus. Dis deur Jesus. Maar die idee van die permanensie van wat God op die kerk skryf, en hierdie permanensie, hierdie load-bearing capacity, hierdie ding wat ons moet doen, het te doen met waarheid. Hy sê, in hierdie omgewing waar daar vals leer is, en ek dink dis waarvan sy dringendheid kom. Julle as 'n samekoms, as kinders van God, as 'n familie, julle moet die waarheid uphold, beskerm, display, portray, protect, wat ook al jy daar wil insit. Dit is 'n mandaat aan die kerk explicitly gegee.
Hierdie mandaat is aan geen ander organisasie primêr gegee nie. Meaning, geen ander organisasie het primêr die genade vir dit nie. Parakerkorganisasies het baie waarde. Solank hulle nie probeer om die kerk te probeer subplant nie, maar te support. Want elke keer as die mens teen God se ontwerp gaan, het dit katastrofiese gevolge. En nou het ons te doen met waarheid. En hy sê, protect it, display it, uphold it. En hier is die waarheid waarvan hy praat, ek wil net dit vir jou vinnig lees. Ek lees net vir jou vers 16, jy kan een aangaan. Jy hou hom net daarso. Die vers begin so, en hy sê, hy is geopen, in die geheimenis van die ware godsvreesendheid is sonder twyfel groot. Die Engels sê dit, great indeed we confess is the mystery of godliness. Hy praat van waarheid, hy praat van die evangelie, 'n geheimenis in die Bybel, it's not something that is unknowable. It is concealed but now revealed. Dit was weggesteek, maar nou is dit geopenbaar. En dan sê hy die volgende. Hy is geopenbaar in menslike liggaam. Jesus het mens geword. Hier is die waarheid wat jy moet protect, display, ophou. Jesus het mens geword. Regverdig bewys deur die Gees. Alhoewel regverdig 'n mooi woord is, hou ek meer van die Engelse woord, vindicated by the Spirit. Vindicate het nuance van alle suspicion, doubt, removed. Die oomblik toe hy deur die Gees opgewek is, het hy bewys, het hy doubt, suspicion weggevat oor wie hy is en wat hy geleer het, wat hy gesê het. Dit is waar. Hy het suspicion weggevat. En dan sê hy gaan aan in daai vers, gesien deur die engele. By the way, hierdie is 'n hoogs gestruktureerde gedeelte in die Grieks. Dis ruim, die werkwoorde ruim. Baie van die werkwoorde ruim. Dit moet een of ander hiem dalk gewees het. Ek weet nie, niemand weet nie. Maar dit is heavy gestruktureerd. Dit sou op die oor lekker geruim het. Gesien deur engele. Ek wonder wat beteken dit? Definitief die engele in die graf. Dalk die engele van die kosmos. Ek weet nie, maar hy is gesien deur engele. Verkondig onder die nasies, menende die missie van God het aangegaan. Dit was nie net gesien nie, dit is verkondig. Dit is na die nasies toe gegaan. Geglo in die wêreld. Ons praat hierdie week by ons Connect groep saam Marvin hulle. Ons is benefactors van mense wat kerk reg verstaan het. Ons is benefactors. Iemand het besef, dit is wat God bedoel het toe hy sê het, julle moet gevul word met die Heilige Gees en julle gaan my getuies wees. Hierso, tot in die uithoeke van daai ding het aangegaan en dit is hoe ek tot bekering gekom het. Ja, dis God wat daai mense gebruik het. Ja, dit is net hy wat die gawe van geloof gee deur sy genade. Maar hy gebruik sy mense. Dit het ons so deel laat voel van God se groter prentjie. Dit wil nie stop nie, dit moet nie stop nie. Geglo in die wêreld, meaning, daai redding kom deur die krag van die evangelie, wat die krag is to salvation, sê Romeine 1:16, en dan hierdie deel wat ek weet nie hoekom is hy daar gesit nie, dit gooi my patroon uit, opgeneem in heerlikheid. Waar sou jy hom gesit het? Ek sou hom daar gesit het, dalk na die gesien deur engele, maar hy word nie daar gesit nie. Die Here kan doen wat hy wil. Hy het opgevaar. Hy is koning van konings. Dis die waarheid wat ons moet protect, wat ons moet uphold. Dis die kerk se verantwoordelikheid, die kerk se familie, met noue verbindinge, die kerk se samekoms. Het jy geweet, die duiwel is meeste op sy senuwees wanneer ons bymekaar is? Hoekom dink jy wil hy die kerk heeltyd verdeel? Hy is die meeste op sy senuwees wanneer die kerk saam is, want dan is ons die meeste kerk. Ja, daar's ritmes van uitasem, inasem, gather, scatter,
Maar ons is die meeste kerk per Bybelse definisie wanneer ons by mekaar kom. En hier's die implikasie. As die kerk nie dit doen nie, is waarheid op die spel. Dis nie dat waarheid ophou bestaan nie. Waarheid bestaan sonder ons wat hier sit vandag. Dis nie asof Jesus nie hemel toe gegaan het, engele hom nie gesien het nie. Dis nie dit nie. Dis nie die bestaan van waarheid nie, dis eintlik erger. Dit is die besit van die waarheid in harte wat ondergedrang is. As die kerk nie is wie God gesê het sy moet wees nie, sal jou kollegas nie hoor wat hulle moet hoor nie. Die waarheid bly die waarheid, maar die besit van dit in harte is ondergedrang. En dis hoekom Paulus so dringend is, julle moet weet. Julle moet weet, as ek dit nie maak nie, julle moet weet. Waarheid is op die spel. Die vraag is, hoe doen ons dit? Prakties. Hoe protect en proclaim, uphold, verkondig, versprei, display, hoe doen ons dit met waarde, met hierdie waarheid wat in ons gegee is? Daar's 2 maniere. Die een wil ek noem ons geskrifte, what we believe, die Bybel. Ons doen dit deur by die woord te bly en die woord in ons te bly. That's how we protect. We don't add, we don't subtract. Ons sê nie, jy moet gedoop word om gered te word nie. Nee. Ons plaas wel doop waar dit hoort, as 'n stap van gehoorsaamheid omdat jy gered is. Omdat jy bekeer het. Ons sit nie werke voor redding vir redding. Yes, as ek net dit doen, dan sal ek gered. Nee, ons plaas werke waar dit hoort, post-redding. Werke omdat jy gered is. Ons bly by die woord. Ons vat nie weg nie, ons sit nie by nie. What we believe, wat ons glo, dis hoe ons dit protect. En die ander manier, vat ons al die pad terug na vers 14 toe. Julle moet weet hoe julle moet gedra, hoe julle moet gedra, hoe ons moet gedra, want hoe ons gedra as kinders van God, het 'n verband met wat ander mense dink oor die waarheid wat ons moet beskerm en display. My gedrag in Spar, by die werk, op die golfbaan, op die plaas, in die skool, wherever, my gedrag is voor 'n wêreld wat kyk. En in daai oomblik beskerm of belemmer ek waarheid in hulle harte. Ek display dit of ek is 'n bron van hulle wil dit vir my. Ek trek hulle of ek druk hulle. Dis hoekom Paulus nie kon wag nie. Ouens, ek kan nie met hierdie wag nie. Hier's wat julle moet weet. Daar's verdeling in julle dorp, daar's vals lering. Hier's wat julle moet glo. Bly by die geskrifte en julle gedrag. Dit is hoe die kerk die waarheid protect en project. En is net op die kerk gesit. Voel jy die load bearing van dit? Voel jy dit? Elke liewe gedagte, gedrag, alles, die wêreld kyk. Hier is die goeie nuus. Dit is nie net 'n gewigtige saak nie. Dit is 'n saak van genade. Omdat God gesê het, dis wie ek julle maak, gee hy ons die genade om dit te wees. Titus 2 vers 11 en 12 praat nie net van 'n genade waarmee jy dalk groot geword het, die marshmallow genade. Jy mis dit, hy vergewe jou, 'n vangnet. En dit is dit, maar dit is nie net dit nie. Genade is so kragtig, dat dit 'n ou soos Paulus, wat mense soos Timoteus wou doodmaak, so kan verander, dat hy vir hom sê, man, jy is my kind. What?
Hy het ouens soos hierdie wou hy doodmaak. Nou wil hy hulle groot maak. Nou wil hy hulle optel. Genade het die vermoë om dit te doen. As die genade van God dit kan doen, en daai ou kan hy dit doen in ons, want is dieselfde genade. Dit leer ons, dit voed ons op, of leer ons, om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerthede te laat vaar, en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug, godliness. Dis waarvan hy gepraat het. In die teenwoordige wêreld te lewe. Hoekom? Because we are the protectors and the projectors of Jesus. Se waarheid. Kom ons bid. Here, dankie vir u genade. Dankie dat u die familie, die samekoms, die pilaar en fondasie van waarheid in hierdie dorp gevestig het. Dankie dat u die middelpunt is, die hoof is van hierdie gemeente, die leier is van hierdie gemeente. Sal u ons gebruik om te wees wie u wil hê ons moet wees. Here, ons dankie dat ons hier sit, want iemand het hierdie gesnap. En u het deur u goedheid in ons gewerk. Ek pleit ook by u vandag vir die mense wat nie hier sit nie. En die rol wat u wil hê, ons moet speel deur die Gees in hulle lewens. Gebruik hierdie familie om Okahanya en Osonna te verander, Here. Ons wil binne u ontwerp optree. Jy sit vandag en jy het nodig om iemand te vergewe in hierdie gemeente. Maar toe ek vanoggend bid of gisterand, kan nie onthou nie, toe het baie duidelik in my hart gekom, iemand het nodig om 'n broer te vergewe. En ek dink dit praat van 'n real brother, 'n blood brother hierso. As dit jy is, doen dit vandag. Maar as jy enige familielid het wat jy moet vergewe, doen dit. As jy aanstoot geneem het, get in the shared crucible en wees nederig en sê, man, dit is eintlik waar wat jy gesê het. Jy sê nie hoe dit gesê het is waar nie, is reg nie, maar die waarheid was daar. Don't run. Be transformed. As jy op die fringes is van hierdie gemeente, beweeg middel toe. Hoe doen jy dit? Jy maak jouself kwesbaar. Jy vra vir inspraak, jy spandeer meer tyd, jy gaan nie saam almal kan kuier nie. Maar wie gaan jou mis as jy nie hier is nie? As die antwoord is niemand, dit is jou verantwoordelikheid. Hierdie vertikale vergifnis het jou hier ingesit. Deel die horisontale vergifnis om deel te word op 'n dieper vlak. Daar is soveel profeseë oor hierdie kerk al gegee. Woorde soos hier kom iets groots. Woorde soos hierdie sal soos 'n fontein wees wat deur die aarde uitbars en opborrel. Here, doen dit. In Jesus naam bid ek dit. Amen.